Hallo daar en baie welkom. Weet jy, vandag gesels ons oor daai magiese oomblik, wanneer 'n blink gedagte die kans kry om 'n egte besigheid te word. Ons gaan presies kyk hoe jy daai sprong kan maak, van 'n idee in jou kop na 'n plan wat werk. Goed, as jy reg, kom ons spring weg. En alles begin mos hier, né, met daai een idee wat jou net nie wil los nie. Jy weet, daai sê nou maar gedagte wat heeldag in jou kop rondspeel. 'n Goeie idee, dis die vonk. Dis die absolute beginpunt van enige entrepreneur se reis. Want sonder dit, wel, dan is daar niks om op te bou nie. Is daar? Dink daaroor. Elke groot maatskappy, elke suksesvolle winkel, elke diens wat jy vandag gebruik, elkeen het presies so begin, met 'n enkele duidelike idee. Om dit 'n bietjie duideliker te maak, kom ons kyk na twee mense se stories. Goed, so hier is meneer Battle en hier is mevrou Khan. Hulle bly albei in dieselfde dorpie, Balata. En elkeen het 'n besigheidsidee. Meneer Battle, hy droom van 'n ysterwarewinkel, maar hy is 'n bietjie onseker oor die hele ding. Mevrou Khan, aan die ander kant, sy is vol selfvertroue oor haar plan vir 'n moderne bakkery. Hou hierdie twee nou in gedagte, want ons gaan nou sien hoe die volgende deurslaggewende stap hulle albei kan help. En ja, daardie volgende stap, dis om vir jouself 'n padkaart te teken. Nou, moenie dink aan 'n sakeplan as een of ander vervelige, stowwerige dokument nie. Nee, glad nie. Sien dit eerder as jou persoonlike GPS vir die groot avontuur wat voorlê. Dit wys jou presies waar jy nou is, waar jy in jou pad is en die beste roete om daar uit te kom sonder om hopeloos te verdwaal. So, wat is die kern van die saak? 'n Sakeplan, dit forceer jou om al daai deurmekaar gedagtes in jou kop te orde. Dit vat al daardie los idees en vleg hulle saam in 'n strategie wat sin maak, iets wat jy kan volg. Dit verander jou wat as in 'n duidelike hier's hoe. OK, maar hoekom is hierdie padkaart nou eintlik so belangrik? Ek meen, kan jy nie maar net begin nie en dinge uitwerk soos jy aangaan? Wel, tegnies gesproke kan jy seker, maar jou kanse op sukses, dis soveel groter as jy 'n goeie plan het om mee te begin. Kyk, 'n goeie sakeplan doen 3 ongelooflike kragtige dinge vir jou. Kom ons dink terug aan meneer Battle. Vir hom gaan hierdie proses help om eerlik te besluit of sy ysterwarewinkel regtig 'n goeie idee is. Dit gaan hom die selfvertroue gee wat hy nou kort kom. En vir mevrou Khan, sy's mos reeds vol selfvertroue, maar haar deeglike plan gaan die bankbestuurder oortuig dat haar bakkery 'n slim, veilige belegging is. En dis die sleutel. Onthou, mense belê nie in 'n droom nie, hulle belê in 'n plan. Hierdie aanhaling tref die spyker reg op die kop. Om sonder 'n plan te begin is presies soos om 'n huis te probeer bou sonder 'n bloudruk. Jy kan dalk 'n paar mure opkry, maar die fondasie gaan wankelrig wees en dinge kan vinnig verkeerd loop. Beplanting is basies jou versekering teen mislukking. Reg, so ons is almal oortuig ons het 'n padkaart nodig. Fantasties. Maar hoe lyk hierdie kaart dan nou? Watter landmerke, watter afdelings moet daarop wees? Kom ons breek gou die basiese struktuur af. Hierdie, mense, is die enjinkamer van jou plan. So, stap 1, jou idee. En wees spesifiek, hoor, meneer Betel se idee is nie net 'n ysterwarewinkel nie. Nee, dis 'n ysterwarewinkel in Balata wat ook sleutels sny en verf kan meng. Sien jy die verskil? Dan stap 2, bemarking. Wie is jou kliënte en hoe gaan jy met hulle praat? Gaan mevrou Khan net wag vir mense om verby te stap? Of gaan sy dalk 'n groot openingspartytjie op sosiale media adverteer? Stap 3, jou verkope. Nou moet jy realisties wees. Hoeveel brode gaan jy op 'n stil Dinsdag verkoop teenoor 'n besige Saterdag? En dit lei ons direk na stap 4, aankope. Jou verkoopsyfer sê vir jou presies hoeveel meel en gis jy moet koop. En laastens, stappe 5 en 6, personeel en bates. Die mense en die goed wat jy nodig het. 'n Groot oond vir die bakkery, 'n kasregister vir die winkel. Sien jy hoe elke stap logies op die vorige een bou? Dis soos domino's, 'n regte kettingreaksie. Goed, ons het die enjinkamer gebou. Nou vir die laaste 2 en glo my, uiters belangrike dele. Die een is die opsomming wat aandag moet gryp en die ander is die plan wat alles in aksie omskep. Kom ons praat gou oor die uitvoerende opsomming. Hierdie is dan die belangrikste enkele bladsy in jou hele plan. Hoekom? Want dis die heel eerste ding wat 'n bankbestuurder of 'n belegger gaan lees. Dit moet hulle van die begin af beïndruk. En hier is die een groot wenk wat jy moet onthou. Al staan dit heel voor, skryf jy dit heel laaste. Maak sin, hè? Want dit som ons jou hele plan op, so jy kan dit eers skryf as die res klaar is. En dis die ware skoonheid van hierdie hele proses. Die oomblik wat jou sakeplan voltooi is dit nie meer net 'n klomp papier nie.
Dit verander. Dit word 'n lewende, asemhalende aksieplan. Vir meneer Bettel, dis nou sy bloudruk vir selfvertroue. En vir mevrou Gaan, dis die goue sleutel wat haar die bankloning gaan oopsluit. So, jy het die idee. Jy verstaan nou hoe die padkaart werk. Wat is dan jou heel volgende skuif om van 'n droom na die werklikheid te beweeg? Op die ou end kom dit alles hierop neer. 3 eenvoudige woorde: idee, plan, aksie. Dis die hele reis. Net daar. En dit bring my by my laaste vraag, en hierdie een is spesifiek vir jou. Of dit nou is om môre met 'n potensiële kliënt te gaan praat, of om 'n bietjie navorsing te doen oor jou kompetisie, of dalk net om daardie heel eerste paragraaf van jou sakeplan neer te skryf. Wat is die heel eerste, praktiese, doenbare stap in jou aksieplan?